Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 11 Maart. En vandag gaan ons saam lees uit Eksodus 17 vers 1 tot 7. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na U te kom, sonder om te stry, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra. Behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U neer te lê, en dit daar te laat, in ruil vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Ek lees vir ons Eksodus 17 vanaf vers 1. Die hele volksvergadering van die Israeliete het op bevel van die Here, volgens hulle trekgroepe, weggetrek uit die Sin-woestyn. Hulle het by Refidim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk het Moses verwyd. Hulle het gesê, gee vir ons water sodat ons kan drink. Moses het hulle geantwoord, waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemor en gesê, waarvoor het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat sterf? Moses het na die Here om hulp geroep en gesê, wat moet ek maak met hierdie volk? Hulle is op die punt om my te stenig. Die Here sê toe vir Moses, gaan voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam. Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan. Kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink. Moses het dit toe gedoen ten aanskoue van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, na aanleiding van die Israeliete se verwyte, en omdat hulle die Here uitgedaag het deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Moses bevind homself in 'n baie moeilike situasie. Die Engelse slagspreuk verwoord dit goed. Hy is tussen 'n rock and a hard place. Mense dink dat in hierdie tyd is Moses se reputasie genoeg om hom van kritiek te vrywaar. Maar allermins, nog die wonderstaf, nog die vele wonderwerke beskerm hom van die volk se verwyte en se gemor. Hy voel dat hy en God getoets word. Waarom verwyd julle my? Waarom daag julle die Here uit? Vra hy vir die volk. Dis dieselfde woord wat 'n paar hoofstukke verder opgeskryf word in die 10 gebooie. Dat jy God nie op die proef mag stel nie. Moses beleef hier 'n eksistensiële krisis. Hy voel hy word nie vertrou nie, maar dieper nog, hy besef God word nie vertrou nie. En boonop is hy op die punt om gestenig te word. Plaas jy vir 'n oomblik in Moses se skoene. Of dalk
plaas vir 'n oomblik Moses in jou skoene. Hoe hanteer jy erge kritiek teenoor jou mislukkings? Is dit soos water op die een sy rug, of soos 'n harde hou in die maag? Hoe voel dit vir jou as iemand God kritiseer? As dit vir jou voel dat jou verhouding met God word hier bevraagteken? Die gemor van die Israeliete wat Moses so verkeerd opgevryf het, kom telkens in die Bybel na vore. En in hierdie gedeelte sien ons spesifiek wat die kritiek van die skrywers van die Bybel is teenoor hierdie eg menslike gedrag. Let op hoe eindig dit in vers 7 met 'n vraag. Is die Here in ons midde of nie? Waar is die Here? In kontras daarmee begin die gedeelte met hierdie belydenis of getuienis dat die hele volksvergadering van die Israeliete op bevel van die Here weggetrek het. So die kernidentiteit van hulle reis is gehoorsaamheid aan God, 'n opdrag van God. En hoe vinnig val daardie gehoorsaamheid nie weg in die afwesigheid van water nie. Dit is vir al die Nuwe Testament skrywers wat terugkyk op hierdie reaksie op teleurstellings en waarsku dat dit 'n skeiding kan bring tussen God en mens. Die skrywer van die Hebreërsbrief beskryf dit baie spesifiek as ongeloof. En in die brief van die gemeente in Filippi gee Paulus 'n besonderse opdrag. Hy sê, doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God, smetteloos, te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. By Moses leer ons hoe om erge kritiek te hanteer. Deur nie eers te gryp na jou mees onlangse wonderwerk nie, maar om te draai na God in gebed en die kritiek oor te laat aan hom. Maar in die vroeë Christenes renons oor die ongelowige gekla van hul voorsate, daarin word ons aangemoedig om so sterre te skyn te midde van krom en ontaarde tye. 'n laaste gedagte. Hierdie gemor moet nie verwar word met die vele klaagliedere in die Bybel nie. Om te klaag, te lament, of soos sommige in die ou Afrikaans sê, te jeremieer, is 'n belangrike deel van ons verhouding met God en veral in lydenstyd, ons pad saam met Jesus, op pad na Goeie Vrydag, Stil Saterdag en Opstanding Sondag. Maak nie saak hoe krom die lewe draai nie, hoe droog die rotsklip kraak nie, om in geloof en gebed te draai na God, sonder om te gryp na wonders of te hinker na die vleispotte van Egipte, of te verval in verwyte en ongeloof. Daarin lê die diepere reis van lament in hierdie lydenstyd. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.